hoef dit dwang nie, maar ons lekker om te gaan gee, Here, elke keer wanneer ons hande oopmaak, ervaar ons iets van U hart, Here, U in die diepste wese is 'n geer. Vader, mag elke liewe rand en elke liewe sent glorie bring aan U in die koninkryk. Vader, mag gesien hoe dit vergroot as gevolg van 'n saad wat gesaai is. Ons kom eer U vandag in Jesus se naam. Die kerk sê amen. So baie dankie. Ek wil begin vanoggend met hierdie gedagte is dat ons almal net verbeter is. Ons nou in Februarie maand, eintlik die tweede Sondag in Februarie maand, en ons het almal hierdie idee dat ons wil verbeter. Wie van ons het al 'n nuwejaarsvoorneme gemaak? Jy het hom gemaak en het hom al gebreek? Ek het gehoor, ja, daar se van julle wil nie hande opsteek nie, moenie worry, ek wil nie nou vandag weet nie. Ek wil vir jou sê, is dat meeste van ons, wanneer ons begin by die jaar, en ons begin met ons lewe, is dalk 'n nuwe seisoen in jou lewe, dan het jy die idee, en jy het momentum in die begin, jy het krag, en ons is hierdie gedagte, om te hardloop, en te hardloop, en te hardloop, maar ergens, verloor ons 'n bietjie momentum, en dan kom ons agter, dat dit was nie so lekker so in die begin nie, want nou vat dit eintlik werk. Soos jou huwelik. Hallo, kerk, almal wat getroud is vanoggend, amen, halleluja. Van julle wat wonder of julle getroud is, jy's nie getroud dan, is dit reg? Jy bly net saam, jy weet jy's getroud. So die gedagte is, wanneer in die aanvanklike oomblikke van getroude lewe was daar momentum, en dit was lekker, en alles in so by jaar 2, 3, 4, dan kom jy agter, dit word werk. Jy moet, dit help nie vir een keer, jy moet vir die hele tyd sê, is lief, kan ek 'n ander mic kry? Jy moet vir die hele tyd sê, is lief, hallo. Dis nie net dit beteken dat ek en jy het nodig om te werk, en ek dink dis wanneer ons momentum verloor, en wanneer ons momentum verloor, dan gee ons op. Nou volgende wil ek jou dalk die geheim vertel, sodat ek en jy nie net kan begin nie, maar elke liewe ding in ons lewe kan vat, en dit beter maak en aan te gaan, sodat dit moet aangaan. Ek dink dat meeste van ons het hierdie idee dat ons het nodig om te begin, om ons lewe te verander, maar dit hou nooit lank uit nie, want ek wil vanoggend vir jou sê, is dat ek wil jou 'n geheim en 'n saad in jou hart kom sit, so jy kan verstaan dalk hoekom, vir die eerste keer gaan jy dalk verstaan, hoekom ek en jy nie deurgaan met sekere dinge nie. Ons almal het hierdie idee om beter te word. Dis kom ons kerk toe kom. Ons wil graag hê die Here moet ons kom aanraak. So ek wil jou vat na 'n storie wat ek eendag gehoor het, om te verduidelik hoe kragtig woorde is. Nou hierdie ou is afgetrek, en sy vrou is afgetrek deur verkeersbeampte, en die verkeersbeampte sê vir hom, meneer, my radar het gewys, het 160 gery. Die ou sê, onder geen omstandighede nie, ek ry altyd op cruise control. Hy sê, en ek weet, elke keer wanneer ek op die snelweg klim, is dit 100. Sy vrou sê, my man, jy jok mos nou baie lekker, jy het nie eens cruise control nie. En die man sê, vir hemelsnaam vrou, bly stil. En die volgende oomblik toe sê, toe daar is ons weer, toe sê die verkeerskonstable so, ek sien jou safety belt is ook nie aan nie, wat is jou veiligheidsgordel is nie aan nie, jou veiligheidsgordel is nie aan nie. En hy sê, man, ek het dit afgehaal, die oomblik jy my stop. Toe haal ek my, sy vrou sê, my man, jy jok mos so verskriklik lekker. Jy ry nooit met 'n veiligheidsgordel aan nie. Hy sê, my vrou, om hemelsnaam, bly stil. Al wat jy vra is, hou net jou mond. Jy is in die verkeerskonstable, raak sy 'n bietjie ongemaklik, en hy sê, mevrou, praat hy altyd so met jou? Sy sê, nee, net as hy dronk is. Ek wil nou vir sê, is dat meeste van ons, jou tong kry baie keer in die moeilikheid. En of dit nou die waar of wat se kant jy jouself bevind, in hierdie storie vandag, dalk in die vrou se kant en die man se kant, wat jy vandag verstaan is dat jy tong kry baie keer jouself in die moeilikheid, maar die tong het ook die vermoë om dinge aan te steek. Inteendeel, jy lewe in die wêreld wat jy 'n paar jaar terug vir jou in jou mond geskep het. Jy lewe in die wêreld, jou kinders lewe in die wêreld wat jy geskep het vir hulle. Die rede kom ons vandag praat oor woorde, want jou woorde maak saak. Hulle sê 'n man praat min of meer 7000 woorde, 'n vrou 20000. Vrouens, hierdie boodskap is vir jou. Iemand het ek vra vir hulle, hoekom dink julle is dit moontlik dat 'n man 7000 en 'n vrou 20000 sê, want ons moet alles herhaal. Maar vanaf jy sê, jou woorde maak so, ons sê, 'n mens praat, 'n mens, nou dit kan enige plek wees, die mens praat min of meer so 860 miljoen woorde in sy lewenstyd. 860 miljoen. Wat jy sê maak saak. Die wêreld waarin jy leef maak saak. En vandag wil ek vir jou iets in jou lewe, in jou hart kom insit, sodat jy kan vandag verstaan, is dat God wil graag hê dat jy jou woorde moet goed gebruik. Nou vandag net vinnig sê, as die woord sê in Spreuke 18 sê hy, die tong het mag. Nou as jy notas mag vandag,
wil ek hê as jy nog nooit hierdie vers gehoor het in die Bybel, nog nooit in 'n kerk gesit het waar iemand hierdie vers vir jou deurgee nie. Die woord sê die tong het mag oor lewe en dood. En die een wat dit gebruik, gaan die vrug daarvan pluk. As jy nie vandag glo dat jy woorde krag het nie, of iemand se woorde krag het nie, dink aan 'n dag toe jy jou beste klere aangetrek het vir 'n troue. En jy het jou klere aangetrek. Nee, ons wat ek sê ons almal voel altyd ons lyk die mooiste wat ons self in die spieël gesien. Daai klere wat jy aangetrek het, voel, hey, ek lyk great. Nou as jy daai beste pakkie van jou aangehad het, alles match. En jy stap in die straat rond en jy sê, hier stap 'n ou en sê, "Joh, maar jy laat daai suit goed lyk." Hallo? Dan voel jy, "Joh, dit is ek het hierdie suit." En jy stap nog oor binne en sê, "Joh, my maat, jy laat daardie hemp lyk asof hy vir jou gemaak is." En dan voel jy, "Joh, ek voel goed, is dit nie? Ons voel goed, ons voel beter oor onsself, ons uitgestap het, want nou wonder jy nie of daai suit vir jou gemaak is nie, jy weet, daai suit is vir jou gemaak." En dan stap jy verby 'n klompie hoërskoolkinders. En hulle kyk jou aan en sê, "Wat die hel het daai oom aan?" Ek gaan jy vandag vra, as woord nie saak gemaak nie, hoekom toe jy van daar af loop, het jy gesê, "Ag, ek wonder of hierdie hemp vir my gemaak, wonder of hierdie," en hoekom? Want die woorde maak saak, en weet jy wat, ek en jy is geneig om meer te vat aan die woorde wat dood maak, as die woorde wat lewe bring. Ek en jy is geneig om te vat en sê, hierdie woorde wat gemaak is, as jy moet 100 dinge wat jy doen op 'n dag, 99 sleg, een goeie ding, of 99 goed, een sleg, waaraan dink jy vanaand? Die woorde van dood. En vandag wie sê, wanneer ek en jy begin by in die woord indelf, dan kom ons agter dat die woorde wat ek en jy spreek, maak saak, en woorde wat mense oor jou spreek, maak saak. Om die waarde sê, ek wil jy moet gou vir jouself vat, as jy ooit gedink het aan die hoërskoolkinders, miskien moet jy vandag besef dat woorde maak of breek mense. Woorde die geneigd, en ek weet ons het hierdie gesegde in Engels wat ons sê, "Sticks and stones might break my bones, but your words." En dan kom ons agter, is gemors. Want meeste van ons het nog steeds die woorde wat oor die gesprek is, toe jou klein seentjie of klein dogtertjie was, ons lewe nog steeds daar. Inteendeel, dit maak dat ek en jy seker dinge nie wil doen nie, of seker dinge sê, dis nie vir my nie. En ons kom agter dat ons woorde maak saak. So vandag, ek weet dit is 'n sensitiewe onderwerp, want van ons hou daarvan ons monde te gebruik. En ek wil net vir hom sê, as ek net my sin kan sê, dan gaan ek beter voel jouself. En vandag wil sê, as jy ooit hierdie gedagte gehad het, ek wil net my sê, hoekom moet jy jou sê? Hoekom moet jy jou sê? Kan ek vanaf jy sê, jou tong het baie keer die geneigtheid, nie ons tong en nie ander mense se tonge, het die geneigtheid om 'n oorlog te begin of selfs vrede te bring. As jou tong maak saak. En vanaf jy sê, so wat het jou mond uitkom, maak eintlik saak vir God. Daarom sê God, hierdie klein spiertjie wat binnekant jou mond is, dieselfde spiertjie wat ek gebruik om vir my kinders te sê, ek is lief vir jou, en ek sê vir die Here, ek is lief vir jou, is dieselfde tong, dieselfde spiertjie wat ek gebruik om vir mense te sê, jy's 'n paluka. Dieselfde mond, dieselfde tong, dieselfde ding wat ons gebruik, en ek wil vandag weer sê, ons skep die wêreld vir ander mense om te leef, en onsself in te leef, met dit wat uit ons mond uitkom. Ek wil eintlik so ver gaan vir te sê, dat jy word die profeet van jou eie lewe. So hier so, ek weet dit is sensitief, maar daarom is dit so belangrik om daar te praat, is dit reg? Kerk, hier is dit. Nou, wanneer jy sê dood en lewe is in die tong, wat is 'n dodelike tong? Nou, ek het 'n paar voorbeelde. 'n Dodelike tong is dit, skinder. Skinder, is dit nou, hoe weet ek, want mense sê vir my, maar Andries, Christene skinder nie, ons share. Ons praat oor die, vanaf dit net om vir jou 'n eenvoudige oplossing te gee van wat skinder is. As jy en die ander persoon praat oor 'n ander persoon, en nie een van julle kan bydra tot sy redding of sy val nie. Julle sien die oplossing of die probleem nie. Dan skinder jy. As jy vandag dink, ja, maar daai persoon, as jy nie deel is van daai storie, dan dan skinder jy. Jy share nie net nie. Ons share nie, ek weet ons Christene wil graag share, maar dis nie jou plek om te share nie. Jy is besig om dood te spreek, skeiding te bring. So nog een. Negatiewe woorde. Negatiewe woorde, as jy niets goeds om te sê nie, bly stil. Nou, ek gaan vandag vir jou sê, ek dink ons almal val baie keer in hierdie logval in, want dit is lekker om iets te sê. As jy op sosiale media is dit lekker om te sê, hey, het jy gehoor van?
En dan gaan jy want jy praat nooit op nie. Ek sê altyd, wanneer ek hier staan, en ek val van die verhoog af. Dit het al een keer gebeur, ek het op 'n ou se skoot geval, ek sê julle nie 'n grap nie, ek het geval op die ou se skoot hier voor my gesit het, en dit was 'n groot oomblik. So bly die livestream het nie gewerk nie, en hulle het afval van Facebook ook af, ek sê julle, maar jy ding, kan ek vir julle sê hoeveel mense het daar gepraat, maar die week voor dit het die Here mense aangeraak, dat mense wat doof is weer kon gehoor het. En ek dink by myself, hoeveel mense van die goeie nuus en ons versprei dit soveel as wat ons die slegte nuus wil sê. Want negatiewe woorde laat my en jou goed voel oor onsself, sodat iemand anders kan sleg sê. Kyk, ek nog een. Is almal reg? Okay, so ons wys nie vandag 'n vinger nie, maar as die skoen pas, moenie praat erom nie. Okay. Onbedagsame woorde. Dis onbedagsame woorde is daai woorde wat ek en jy ek wil eintlik vinnig ek gaan hierso neerskryf. Oor negatiewe woorde. Negatiewe woorde is verbale besoedeling wat ons omgewing beïnvloed. Ek wil nie meer daaraan dink, as ek en iemand praat oor hoe ons dorp lyk, en ons almal kom by mekaar en ons begin te praat oor die negatiewe dinge in ons dorp. Ek wil nie meer daaraan dink, ek en jy is besig om verbale besoedeling in mense se harte te sit. En ek weet maar, anders maar, wil jy nou sê, daar is nie 'n pothol nie. Ek weet, maar daar is 'n stukkie pad wat langs ons is wat nie 'n pothol is nie. En ek moet sê, hier waar ek nou staan, dit was tong in die kies, want ek laat ook om te praat oor 'n pothol. My straat op die stadium is 'n groot pothol. Maar weet jy wat gebeur? Dit begin by die pothol. En dan voor ek weet, is ons besig om mense sleg te maak. Hulle is geskaap in God se beeld. As jy eerlik is, ons stop nie by dit nie. Ons wil gewoonlik 'n vinger wys en sê, hulle is die rede. Nog een. Vulgêre woorde. Vulgêre woorde sê die volgende, dit is daai woorde wat altyd 'n ondertoon het van iets. En ek dink ons lewe in 'n generasie, in 'n tyd waar ons probeer om mense te skok. Want dis hoe ons aandag kry. Op sosiale media, ek wil iets sleg sê of ietsie ondertoon gee van iets sodat ek en jy mense kan uitlok om seker dinge saam met ons te praat. Ons praat van vulgêre woorde. En van mense skok. So vandag kyk ek op al die YouTube kanale en ek kom agter sosiale media, hulle wil mense skok met dit wat ons sê. As jy dan dink aan die Grammys en die Oscars wat die laaste paar jaar, hulle wil mense skok, maar dit is altyd 'n perverse ding, 'n vulgêre ding wat saam met dit gaan. Want sonder die vulgêre kan die vyand uit nie opereer nie, want God is nie daar nie. Okay, hierso. Lewegewende tong, wil vinnig deurgaan. So 'n lewendegewende tong is wat ek en jy nodig het elke liewe dag. Die kinders om jy het nodig om 'n positiewe lewegewende tong te hê. Jou werksplek het nodig vir 'n lewegewende tong. Jou gesin het nodig vir 'n lewegewende tong. Jou vrou het nodig vir 'n lewegewende tong. Jou man het nodig vir 'n lewegewende tong. Net soos wat ek en jy nodig het om elke liewe dag vir mekaar te sê. Dit is nie net een keer nie. So hier sê, wat is 'n negatiewe, wat is 'n lewegewende tong? Ons praat van opbouende woorde. Opbouende woorde is dat ek weet is moeilik om mense op te bou in 'n tyd en 'n plek waar ons is. Maar weet jy, verander die mense se lewens in hulle dag as ek en jy begin praat om hulle op te bou, nie af te breek nie. As ons in 'n vertrek instap en die eerste ding wat jy vir mekaar sê, is 'n opbouende woord in 'n plek waar ek en jy in gemeenskap is met mekaar. Weet jy, gaan jy hele storie verander. As jy môreoggend by jou werk instap, voordat jy al die negatiewe dinge sê, wat van 'n opbouende woord? Kyk, jy verander die hele gesprek. Nog 'n ding is dit. Positiewe woorde. Positiewe woorde sê die volgende: ek gaan dit wat uit my mond uitkom, gaan ek intentioneel gebruik sodat ek mense kan opbou. Ek gaan hierdie oomblik gebruik om mense op te bou, nie mense af te breek nie. Positiwiteit, positiewe woorde is woorde wat mense se lewens stig. Nog 'n ding is dit, intentionele woorde. Ek laat nie net dinge uit my mond uitvloei nie. Ek gaan kyk wat uit my mond uitkom. Want ek weet hierdie woorde gaan of maak of breek. Kerk, is almal nog reg? Volgende is dit, reinwoorde. Reinwoorde sê, ek gaan nie net 'n ondertoon van iets insit nie, ek gaan begin praat wat God vir my sê. Paulus sê op 'n stadium, sê ek het net nodig om te verstaan dat ons woorde moet wees alles wat loflik en lieflik en al daai dinge is wat hy sê. Die dinge wat rein is, praat daaroor. Ja, maar dit is nie lekker geselskap nie, Andries. Ek weet, want dis hoe ver ons is.
As jy vandag die koerant oopmaak, daar is nie baie positiewe dinge nie. Daar is nie baie rein dinge nie. Ons word geoorlaai met dinge wat eintlik nie opbou in jou lewe nie. En kan ek net nog 'n ding sê? So dit wat inkom, is gewoonlik ook wat uitkom. Kyk, kom ons gaan vra. Jakobus 3 sê dit so, hy sê, struikel almal in baie opsigte. Nou, hy probeer vir ons die storie te vertel. Hy sê, Jakobus probeer vir ons te sê, dis hoe ons dit eintlik moet doen, om van 'n dooie tong na 'n lewendige tong te gaan. Om van 'n plek te kom waar ek dood spreek, is altyd goed om lewe te spreek. So ek het nodig om myself te ek wil net vir sê, dat baie van ons, die rede kom ons nie dinge kan deursit nie, is omdat ek en jy, hier sê, as jy deur 'n seisoen gaan, 'n seisoen van waar jy opgebou moet word, en jy het vriende wat met jou praat, soos wat jy met jouself praat in tye soos daardie, sou jy hulle weggejaag het. Hoor dit so, as jy met mense praat, of mense met jou praat, wat jy met jouself praat, wanneer jy deur dinge gaan, sou jy hulle weggejaag het uit jou lewe uit. So die vraag moet eintlik wees, hoekom het ek en jy so geneig om af te breek? En ons kan nie verstaan hoekom ons lewe altyd voel of ons in 'n rat is nie, voel of ons nie kan vorentoe gaan nie. Ek gaan nou vir jou vra, wat kom met jou mond uit? En Jakobus probeer vir ons hierdie storie te vertel, van wat is dit om hierdie tong onder beheer te kry. Hy sê die volgende, hy sê, ons struikel almal, hoor jy so? Wil jy kyk om jou? Kyk vinnig om jou? Kyk agter jou? Dan gaan ek vra om jy jou oë toe te maak, dat niemand jou sien nie. En dan gaan ek gou vir jou vra. Wie van julle, moenie almal se oë toe, wie van julle het in die laaste paar jaar iets gesê, of iets ontvang, 'n woord, wat jou lewe afgebreek het, of ander mense se lewens afgebreek het, by die wyse van hande vinnig? Okay, so laat sak almal hande. Vir almal wat gekyk het, jy mag nie gekyk het nie, dit is jou probleem. Hier is die ander een. Kan ek vandag vir sê, die hele vertrek vanoggend, het hulle hande opgesteek. En ons kom agter, ons almal is 'n werk, wat nog volmaak moet word. Ons almal is nog nie daar nie. Niemand van ons het vanoggend gesê, wel, ek is perfek nie. Hy gaan verder sê, ons almal struikel in baie opsigte. As iemand nooit struikel nie, is wat hy sê, is hy volmaak. Ek wil jy met vinnig die woord, as jy die notas maak, onderstreep. Daai woord volmaak beteken jy's volwasse. Dit beteken jy's deur seisoene. Dit beteken ek en jy het al dinge deurgesit, en ons het nie deurgesit nie, ons het die medalje wat saam met dit gaan, ons is volmaak. Nie volmaak nie, ons is nou mature, ons is nou volwasse in ons Christenwandel. Ek en jy besef nou dat ons sê die koninkryk het hierdie gedagte dat ek en jy word gemeet aan hoe ons praat. Jou geestelike lewe word vandag bepaal hoe jy praat. Wat kom met jou mond uit? Nie in jou tale praat nie. Nie in die manier hoe jy bid vir ander mense nie, maar die manier wat jy praat. So dit maak saak vir elkeen van ons wat hier so sit. Want ons almal wil graag volmaak word of volwasse raak in Christus Jesus. So dit wat uit jou mond uitkom, maak vir God saak. En dit bepaal ook hoe ek en jy gesien word deur die hemele. Hy gaan verder en hy sê, ek en jy het nodig om volwasse te raak. So kom ons sê dit so. Jou geestelike gesondheid word bepaal op die mate en jou vermoë om jou tong te beheer. As God vandag na jou kyk hy nie alles wat jy besig om te doen vir hom nie. Hy kyk wat uit jou mond uitkom. Jou geestelike wandel word vandag bepaal en jou geestelike volwassenheid word bepaal oor wat doen hierdie klein spiertjie binnekant jou mond. En ek dink meeste Christene dink hoe meer ek bid en hoe meer ek gee en hoe meer ek doen, nee, wat kom uit jou mond uit? Wat kom vandag uit jou mond uit? Die probleem is die woord sê ons word veroordeel of geoordeel deur elke liewe ydelle woord wat uit ons mond uitkom. Nou ek gaan vandag vir julle 'n groot geheim vertel van my eie lewe en my gesin se lewe. Die probleem is my vrou gaan na dieselfde kerk toe as ek. So as ek by die huis kom en ons het so 'n bietjie van 'n ding, weet jy wat sê sy? Ek het eendag 'n goeie preek gehoor. Hier's aan nie, hier's my dogter vandag soms sy gaan weer sê. Sy sê, ek gaan 'n bietjie vir jou pastoor sê waarmee jy besig is.
So die probleem is ek dit wat ek praat moet ek sê, en dit wat ek sê moet ek doen. Ek wil vandag weer sê, eers moet ons doen voordat ons praat. Die Engelse vertaling sê dit so, eie ander vertaling, first show then tell. Voordat jy vir almal sê, doen dit eers. Want jy gaan agterkom, die mense wat saam met jou is en die mense wat die naaste aan jou is, hulle weet jy maak die sin nie, want dit wat jy sê en dit wat jy doen is twee verskillende dinge. So ek sê, my probleem is, ek gaan in dieselfde kerk as my vrou en my gesin. Maar so lekker wees dit nie daar is nie, want dan kon ons altyd gepraat en nooit gedoen het nie. Want die probleem is, ek moet vir hulle wys. En vandag wil ek vir jou sê, die mense wat saam met jou die lewe doen, hulle weet, want hulle sit vandag saam met jou. En hulle weet wanneer jy iets sê en iets doen en die twee pas nie by mekaar nie. En eintlik wil Jakobus vir ons die volgende sê, mag jou dade en jou woorde dieselfde ding wees, want dit gaan vir almal wys en almal laat luister dat jy eintlik volwasse is. Voordat jy sê ek is 'n volwasse Christen, ek soek die diep dinge van die Here. Ek soek daai diep boodskap Andries. Hier is die ding, begin by jou mond. Voordat jy die diepte soek wat die pastoor vir jou moet gee, wat sê jou mond? Ek wil graag by daai kerk wees, want daai kerk nie, wat sê jou mond, want die Bybel sê, dit wat hier uitkom, gaan vir die mense en vir God wys, hoe volwasse jy is. En voordat ek en jy vir mekaar wil sê, dis wie ek is, ek wil vir sê, so, vra die, ek wil verder lees, hy sê, vir perde, nee, hier is die mooiste gedagte, en dis waar ons eintlik vandag begin, moenie worry, ons gaan nie lang tyd wat nie, maar vir perde sit ons 'n stang in die bek, en dan gehoorsaam hulle ons eie hele liggaam onder, bring die hele liggaam onder beheer. Hierdie groot perd word eintlik beheer deur die klein ding wat in sy mond gesit is. Hier bepaal die rigting, bepaal alles van hom. Okay, hy gaan verder sê, dink ook maar aan skepe, al is hulle baie groot en al is hulle die winde wat hulle aandryf baie sterk, word hulle tog met baie klein roertjie gestuur, net waarin die stuurman wil. En dan gaan hy verder en sê, so is die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie en tog het dit groot mag. Jou tong is een van die kleinste gedeeltes in jou mond of in jou liggaam, maar dit bepaal alles. Die rigting van jou lewe. Dit bepaal wat se rigting jou lewe gaan. Dit bepaal baie keer die rigting waarin jou kinders gaan. Dit bepaal die rigting waarin jou besigheid gaan. Dit bepaal die rigting van alles van jou. En hierdie klein spiertjie beheer alles, jou toekoms, jou verlede. Wat dan sê, 'n klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Hierdie dingetjie. 'n kinderstorie, is soos 'n klein vlammetjie wat aan die brand gesteek word. As jy ooit vee, dan weet die hele dorp mos eintlik nie die waarheid nie. Hy sê, ek wil nog een, hy gaan verder sê, alles wat loop, vlieg, kruip, so ek wil sê, alles, kruip of swem, elke soort dier word en is al deur die mens getem. Daar's leeu's, jy kan gaan, wie's 'n leeuplaas nie ver van hier af nie, leeu's, krokodille, alles word getem. Hierdie groot, magtige diere word getem. Wille perde, as jy ooit in Lourdes was in die Wes, jy weet waarvan ek praat, daar's soos wille diere wat getem word, met klein dingetjies, olifante in die sirkus, dit word getem. Hy sê, maar geen mens kan die tong tem nie. So as niemand wat hierdie tong onder beheer kan, want as jy jou oë uitvee, as jy aan die praat. Hy gaan verder, dis die rustelose kwaad, vol dodelike gif. As jy wat jy uitkom, maak mense siek. Wat jy uitkom, maak jou siek. Hy sê, hierdie tong bepaal alles. Hy sê, maar Andries, as dit so onmoontlik is, as Jakobus die halfbroer van Jesus, as hy vir mekaar vir ons sê, hier is onmoontlik om te tem, hoe gaan ek dit doen? Nou vandag wil ek sê, vir wat mense onmoontlik is vir God moontlik. Vader kan vandag jy help om wat uit jou mond uitkom. Vandag kan jy dalk by 'n plek kom en sê, Andries, ek het nodig om oorwinning in my lewe te begin inspreek. En miskien is jy die produk van al die woorde wat om jou sê. Ek wil vandag dalk met iemand se hart praat volgens. In my standaard 7, 8, 9 jaar, graad 9, 10 en 11, was 'n jong seun, was dit deur 'n moeilike tyd gewees, en ek wil nie terug van daai oomblik nie, maar ek wil tog vanaf weer sê, hoe lyk die storie anderster, as iemand 'n positiewe ding doen? Nou in my eie lewe, tye gewees wat hopeloos is, en ek wil nie vandag te veel daar uitbrei nie, maar as 'n jong verlore seun op
14, 15, 16, 17 jaar. Weer uit te vind wie hy is, maar niemand gee antwoorde nie. Tot 'n plek waar selfs die skole vir jou sê, dis beter, wel die onderskoolhoof. Dis beter vir jou om eerder te gaan. En nie gaan uit die huis uit nie. Nie gaan uit die skool uit nie, gaan uit die wêreld uit. Dis waar ek was. En ek stap in, was my cricket meneer, maar dis my ouderskinde meneer. Ek stap in sy klas in. Ek kom daar die woorde tot vandag deur die voorreg gehad om te trou. En hy sê vir my, Andries, ek glo in jou. Andries, jy sal dit maak. En vandag wil ek vir jou sê, jy weet nie wat beteken die woorde wat jy oor ander mense spreek, of dalk oor jouself spreek nie. Miskien vanoggend sit jy hier en sê, Andries, sy is nie meer goed vir enigiets, hy is nie meer goed vir enigiets nie. Miskien sit jy vanoggend hier en sê, Andries, ek is nie meer goed genoeg vir enigiets nie. Inteendeel, ek wil vir jou sê vandag, ek is die laagste van laagste, en ek wil vandag vir jou 'n woord bring, en vir jou sê, dat God glo in jou. God glo in jou. Anders, maar hoe kan God in jou glo? Daarom het hy sy seun gestuur, om vir jou te wys hoe hy in jou glo en sê, hy dink dat jy dit gemaak, daarom noem hy jou meer as oorwinnaar. Vandag wil ek vir iemand sê, dalk in die vertrek. Pas op om dit wat jy oor jouself sê. Want dit word die wêreld waarin jy leef môreoggend. Ons is nodig om hierdie tong in beheer te kry. Ons het nodig om dit wat uit ons monde uitkom in beheer te kry, so dit wat ons spreek, begin ons die plek wees waar ons lewe. En ek wil vir jou sê, hier is die ding, om ons tong te teen vanoggend, is heel eerste, dink voor jy praat. Nou as jy notas maak, 4 notas, vinnig. Dink voor jy praat. En enigiets wat jy doen, dink eers voor jy praat. Dit sal jou lewe verander. Voordat jy iets gaan sê, ja, maar ek moet vir hulle sê wat ek dink van hulle. Nee, jy hoef nie, hulle hoef nie te weet nie. Want dit wat uit jou mond uitkom, gaan dit iemand opbou of gaan dit iemand afbreek? Gaan dit 'n skeiding bring vandag tussen jou en iemand anderster? Hier is die ander een, hoor hierso. Gaan dit 'n skeiding bring? Ja, maar as ek nie vir hulle sê nie, dan gaan ek nie beter voel met myself nie. Hoekom is jy so goed oor jouself? As die Here sê jy moet doodgaan, binnekant jouself. Ja, maar as ek nie sê nie. Nee, jy hoef nie altyd te sê nie. Dink voor jy praat. En weet jy wat jy moet doen? Ek met my sware pastoor Alwyn, hulle het hierdie ding gehad, wil ek sê het, hulle gaan vat alle negatiewe woorde. Dis wat hulle gesê het laas jaar. Daar was week om wat hulle nie gepraat het nie. Waarheid. Hulle sit nie met hulle self in 'n gesprek waar mense negatief is nie, hulle praat nie met negatiewe woorde nie. En dan kom jy agter, hoe vinnig is ek en jy besig om 'n velkie in die brand te steek, oral. Dink voor jy praat, want jou woorde wat uit jou mond uitkom dra krag. Dit bepaal die wêreld waarin ek in jy leef. Ek wil jy, as jy eerlik is met jouself. Hoe praat jy met jouself? Net vinnig. Hoe praat jy vandag met jouself, kind van God? Ja, ek is maar die slegste van die sleg, ek is maar dit en ek is maar dat. Hoe praat jy oor jouself? Want dit is wat jy jouself sien. En dis hoe jy vandag, miskien het ons nodig om die wêreld te verander waarin ek en jy leef. Jy het nodig om te dink voor die praat. Hier sê ding, Jakobus 1:19 sê, my liewe broers en susters, dit moet julle in gedagte. Hy sê, elke mens moet maar te gewillig wees om te luister. Nie te gou te praat, nie gou om kwaad te word. Hier is die mooie ding. Jy het een mond, 2 ore. Hy sê, luister graag, praat min. Want die oomblik wanneer jy begin praat, gaan jy of breek. En hy sê, moenie dan gou te kwaad word nie. Want jy weet, as jy ooit in 'n gesprek was waar jy dalk so 'n bietjie van 'n meningsverskil gehad het, en jy het nie altyd die ander persoon uitgeluister nie, dan sê jy, en jy spreek dinge wat eintlik ongebly het. En weet jy wat gebeur met woorde? Ons kan nie terugtrek nie. Jy kan jammer wees, maar kan nie die woord terugtrek nie. En dis wat eintlik wat Jakobus vir ons sê, pas op, om nie te vinnig te praat nie, luister eerder. Luister hoekom? Voordat hulle iets sê, luister hoekom. En dan sê, as jy dan geluister het en jy verstaan, dan moet jy jou mond oopmaak. Want as jy gaan praat voordat jy geluister het, gaan jy begin kwaad word. En 'n ander persoon gaan kwaad word. En voor jy oë uitvee, is daar 'n skeiding. En hy sê, 1 mond, 2 ore, luister vinniger as wat jy praat. Sê die Engelse akroniem is die volgende, is WAIT.
Ek moet dit inbring want hy sê nie so lekker en ek wil nie met Afrikaans sê nie so mooi ding soos dit nie. Ek wil net sê wait. Dit beteken why am I talking? Hoekom praat ek? Vandag wat ek wil sê, hoekom praat ek? Hoekom sê ek wat ek wil sê? So wait, voordat jy praat, wait. Why am I talking? Nee, ek wil graag vir hulle sê, nee, bly dan eerder stil. Kyk. Almal nog hierso. So dink eers, praat baie later, heel wat later. Hier is aan. Elke liewe ding, jy kan dalk meet of dit belangrik is vir dit wat ons sê. Is die heel eerste ding, as jy notas maak, wil jy moet vinnig jou nota maak. Nommer 1, as jy wil weet of ek kan praat, heel eers een, is dit waar? Voordat jy daai ding op sosiale media sit, vra jouself, is dit waar of wil ek graag hê dit moet waar wees? Jy sal my glo nie, ons doen dit ook. Voordat ons die volle storie ken, dan wil ons lekker praat. So die heel eerste ding is dit waar. Nommer 2 is die volgende, is dit hulpvaardig? Gaan dit iemand help wat ek nou sê? Nee, dit gaan nie. Wel, partykeer, bly stil. Okay, nommer 3. Lig ek mense op? Is dit inspirerend? Is die woorde wat ek nou gespreek, gaan dit ander mense voel, hulle voel beter nou? Weet jy, dit is belangrik, want as jy graag wil behandel word. By jou werk wil jy graag hê mense moet jou behandel, wat ek vandag vir jou sê. Jy wil graag hê mense moet vir jou sê vir my, jy doen so goeie werk. Hier is aan een, is dit noodsaaklik? Nommer 4, is dit noodsaaklik? Moet ek dit nou sê? Nommer 5 is dit goed vir jou? Is dit goed vir jou? So ek vra vir Christen die volgende, gaan hierdie, as jy hierdie lys deurvat, en jy dalk oormôre gesprek met iemand wat naby jou is, vra jouself hierdie volgende paar vrae. Nommer 2, vra God om jou hart te reinig. Dit is so belangrik om God in die storie in te laat. Dit is so belangrik om God te vra. Ons het vroeër jare, baie jare terug, en ons altyd hierdie gesegde gehad, Here, sit 'n wag voor my mond. Maar partykeer kan ek nie wag om my mond te gebruik nie. Jy weet dit. Jy sê, Here, sit 'n wag voor my mond, maar as jy 'n oomblik kry, is jy besig. Want ons raak nie, ons staan daar herinner nie. Die volgende is dit, Matteus 12, hy sê, 12 vers 34, hy sê, julle slange, hy praat nie met julle nie, hy praat met die fariseërs. Mooi. Hy sê, julle slange, hoe kan julle wat sleg is, iets goed sê? Hy sê, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Nou vandag, Jesus vir iets vir jong meisies en jong seuns, of dalk julle wat in julle 'n dating stadium is. Daai eerste paar dae wat jy saam met hom is, dis wie hy is. Weet ek dit? As hy die kelner so sleg behandel het, weet wat gaan hy met jou doen? Want dit wat jy vir hom kry, daai oomblik, dis baie troue, nooi julle my ons aan, sit jy altyd daar, maar niemand weet dat ek die pastoor is, wat ek lyk partykeer nie so pastoor nie. As ek my baard laat groei, dat ek kan voel, ek is daar. Maar hulle weet partykeer nie wie ek is nie. So wat ek dan is, en veral wanneer jy by 'n onbekende troue is, en mense ken nie eintlik jou nie, dan sit jy mos maar net, jy luister na mense se stories, dis lekker. En dan die manne wil nou hê, jy moet saam met hulle praat oor klomp dinge. Het jy gesien daai enetjie, het jy gesien daai enetjie, het jy gesien daai enetjie? Ek het gesien, maar kyk jy dieselfde nie. Dis nie wat ek sê nie, ek laat hulle eers hulle hele storie vertel, rarig, dis die lekkerste oomblikke. Ek laat hulle hele storie, ja, weet jy wat sal ek doen, en weet jy wat sal ek doen, en weet jy wat sal ek doen? Ek sê, en dan net wat ek die Bybel dan gaan preek vir hulle. En dan weet jy wat gebeur na die tyd? Pastoor, ek is so jammer, dis nie eintlik wie ek is nie, dan wil ek vanaf wie sê, dis presies wie jy is, want dit waarvan die hart van vol is, kom altyd by jou mond uit, en ek weet, noem my nog steeds vir die trouwens, het raak nie, so, en dan sê Jesus ding, jou woorde openbaar die toestand van jou hart. As jou hart gebroken is en stikkend is verlang na iets, gaan jou woorde dit begin sê en alle mense gaan dit begin hoor. Die kondisie van jou hart. Jy sê, Psalm 51, Dawid sê, Here, skep in my 'n rein hart. Want Dawid het geweet, as hierdie hart rein word sy hele lewe rein. En as sy hart rein is, gaan dit wat in sy mond uitkom ook rein raak. En hy gaan nie meer afbreek nie.
is die Here skep in my 'n rein hart. En wys, weet jy, die volgende stelling sê dit so, hy sê, skep in my 'n rein hart, en wys vir my, wat is die dinge wat onrein in my hart is. Nou ek wonder hoeveel van ons wat vandag hier so sit, ek ingesluit. Sy eerlike gebed is die volgende: Here, wys vir my, wat is onrein in my hart. Want die oomblik as God dit vir jou wys, moet ek en jy doen. Ek wonder hoeveel van ons wat vandag so sit, sê, Here, nie net wys my nie, maar skep in my 'n rein hart. My vrou het altyd die mooi ding, wanneer ons kinders maar musiek luister, dan vat sy gewoonlik al die musiek se woorde, sy gaan soek dit. Dan sê sy vir my kinders, en dan gaan nie nou iemand uitnooi, want hulle almal is hierso, en dan vra sy gewoonlik, sal jy daarvan hou, as hierdie goeie die hele tyd oor jouself gesê word? Sal jy daarvan hou? Dan sê sy nie woorde, sy sê nie, daar sê ritme by nie, sy lees nie die woorde, hoeveel moord, dood, geweld, allerlei dinge saam met dit, dan sê jy daarvan hou? My seun het die meeste deurgeloop van dit alles. Nommer 3 is die volgende: tem jou tong deur te mediteer op God se woord. Jy het God se woord nodig binnekant jou hart. Jy het God se woord nodig om die woord van dit wat uit die mond uitkom moet skepend wees en lewendig wees. So ek wil vra, daar waar jy is, ons almal ken die gesegde: gemors in, gemors uit. Garbage in, garbage out. Miskien jy daar weer gou wel gehoor. Kerk, is ons reg? Okay, so ek het volgens vir ons kan ek my vrou vinnig saam toe, julle kan net die tafel bring. Voel ek een van die mense is wat blenders verkoop. So ek wil vinnig vir jou sê, my vrou gaan my help vinnig. So ek wil vinnig hierdie gesê, net hierdie ding hoor. Jy gaan my help. Hier is jou lewe, hierdie is dinge waarmee ek en jy konstant onsself kan vul, en ek wil dit illustreer, miskien nie ek sê, anders ek het al 'n soortgelyke ding, ek gee nie om volgende, ek wil hê jy moet vandag hoor, vandag dit sien, sodat jy volgende keer gaan weet, dit is wat ek besig om in te bring, dit is wat ek besig, want dit wat in is, gaan ergens langs die pad moet uitkom. Okay, so, heel eers, so, kom ons veronderstel, hier is die saad van negatiewe woorde wat sê vir jouself, sê, weet jy wat, ek is nie goed genoeg nie, ek is gemors, weet jy wat, my lewe is, my verlede is baie erger as my Here, en ek dink daar is die volgende plek wat ons kry, yes. Dis lewer. Want die lewer verwyder eintlik die gif, maar as jy dit nie reg gebruik nie, word dit die gif. Is dit nie? Die lewer, die niere gebruik jy om die gif uit jou liggaam, dit filtreer die gif uit jou liggaam, dit moet dit afprobeer. Dis nie vir sensitiewe kykers nie. Dis dit al die liedjies wat ons kry, al die liedjies wat ons na luister. Dit stink ook gewoonlik. En dan spoel ons dit sommer af. Moes 'n bietjie van hierdie. En die rede kom ek volgende eintlik 'n illustrasie wys. Want ons dink nie eintlik daaraan nie. Maar elke liewe woord en elke liewe ding waar jy jouself mee betrokke maak, dit gaan in. Dit gaan in en moet daar eens uitkom. As jy moet asseblief, wow.
Ja, okay. Okay. Niemand van ons. Daar's die een persoon vanoggend wat Jesus sit en sê, "Wel ek sal 'n sluk vat, nie?" Maar weet jy wat doen ons? Ek wil net vinnig voor. Weet jy wat doen ons? Ons gee vir die mense die naaste aan ons. En jy kan nie verstaan hoekom jy kinders nie kan dink soos wat hulle dink en weet jy wat doen ons? Ons vul onsself elke liewe dag met soveel gemors. En dan as ek by die gesin by die huis aankom, weet jy wat doen ek? Ek gee vir hulle almal al die dinge wat ek geabsorbeer het elke dag. En hier is die ander, wat vanoggend jy ook nog 'n ding sê. Party van ons, dit was jy vanoggend nie. Dit was nog woorde wat in jou gesprek is, jy nog 'n klein seentjie of 'n klein dogtertjie was. En weet jy wat, jy het gesê, niemand, jy sal nooit ooit weer geluk vind nie. Jy, die Here kan jou nooit vergewe nie. Jy, wie sal jou ooit kan lief hê? Wie sal ooit vir jou? En jy daai woord gevat. En weet jy wat doen jy? Nog 'n stapjie rond. Jy sê vir die mense om jou, my dogter, ek wil vandag vir jou sê, jy sal nooit ooit gelukkig wees nie. Ek sê vir my seun, God sê jy nooit kan lief hê nie. Is niemand wat vandag 'n sluk sal vat nie. Maar as jy eerlik is met jouself, dis wat ek eerlik is met myself. Hoe verkeerde, maak ons 'n konkoksie aan in ons lewens. Ons gee vir al die mense vir wie ons lief is, dieselfde. Paas, maas, wat jy sê oor jou kinders, dit maak saak. Want hulle hoor dit, en hulle leef dit uit. Kind van God, vandag wil ek jy sê, dit wat jy oor jouself dink, jy leef dit uit. En dan sê, Jakobus brief ons die volgende sê, en Filippense sê die volgende, hy sê, miskien het ek nie nodig, want ons moet ons gedagtes verander op die stadium na iets wat beter en lieflik en loflik is, ek gaan nie op nie. En dan sê Jakobus, ek wil hier met vir ons 'n smoothie maak. Met alles wat lieflik is, en alles wat loflik is, en alles wat goed is, en alles wat mooi is. Maar dis wat Jakobus sê. Josua 1 vers 8 sê die volgende. Hy sê, moenie dat hierdie woord jou lewe verlaat nie. Maar oordink dit, mediteer daarop dag en nag. Hy sê die woord van God mag dit wees, die dinge wat jou lewe aan die gang sit, mag die woord van God die een is, wat die laaste seggenskap in jou lewe, mag die woord van God die een wees, wat jy vir die mense om jou uit en sê, kom ek sê vir jou, wat sê God oor jou lewe. Hy sê, mediteer op die dinge wat mooi is. Okay. As ons blenders verkoop het, die blender werk, rarig. Ons weet net nie hoe nie. Nee, ek hoop. Mens versigtig. Ek gooi vir ons in. Selfe oomblikke. Weet jy wat doen ons? Ek vat dit waarmee ek gevul is. En hulle begin te gee. Vir al die mense om my. Miskien is dit tyd vir die kerk om dit wat uit jou mond uitkom,
'n aangename oomblik te wees vir die mense van wie jy die lewe doen. Miskien is jy kwaad. Miskien is jy kwaad en miskien is alles wat mense oor jou gesê het, kan ek volgens sê, miskien was dit waar ook. Maar miskien is dit volgend 'n plek waar God jou vra. Bedink die dinge wat lieflik en loflik. Miskien begin die dinge te oordink en te begin praat wat God vir jou het. Nommer 4. Jy kan nie sê, jy lyk so mooi daar, so sy vir 'n blender. So. Nommer 4 is die volgende. Jy het nodig om in tyd in God se teenwoordigheid te sit. Dis in God se teenwoordigheid waar God begin vir jou wys wat uit jou mond uitkom. Dis in God se teenwoordigheid waar jy begin agterkom dat my lewe is eintlik nie so goed wat ek gedink het nie. Die vuurtjie wat ek in almal se hart aan die brand steek, wat jy is nie goed genoeg of daardie dinge nie, daardie maak saak vir God en God wil eintlik vir jou sê, kom ek wys vir jou. Amper aan dit gevat. Hierso. God se krag. Ek dink ek het dit neergesê. God se krag kom wys nie net vir jou nie, maar bring ook herstel. Wanneer ek in God se teenwoordigheid kom, vertel hy vir nie hoe sleg ek is nie. Hy kom wys vir my en hy sê, kom ons maak dit beter. Pas op wat uit jou mond uitkom, Andries. Pas op wat jy in ander mense se hart aan die brand steek. Hy gaan verder in Jesaja sê die volgende. Hy sê, in die jaar van koning Hosea se dood het ek die Here gesien. Hy het op baie hoë troon gesit en in die onderste van sy kleed het die tempel gevul. Toe ek uitgeroep het, dit is klaar met my. So hy sit in die teenwoordigheid van God. Nou ek wil jy moet gou die prentjie sien. Dis die profeet Jesaja. En hy sê, dis klaar praat met my. Hier waar ek staan, ek is die grootste sondaar van alles. Weet jy hoe voel hy dat dis klaar praat met hom en hy is die grootste sondaar? Lees verder en hy sê, ek is verlore. Elke woord oor my lippe is onrein. Hy sê, ek kan verstaan hoe my lewe lyk so wat dit lyk, want wat uit my mond uitkom, dit wat my onrein maak, dis wat bepaal hoe sondig ek is. Hy sê, dit was nie my sonde, maar dit was my mond gewees, wat vir al die mense om my gewys het, waar ek staan met God. En God sê, dis nie jou sonde nie, dis jou mond. Jesaja, jy mis die storie. Want hierdie, wat hier uitkom, bepaal die kondisie van jou hart. Hy sê, elke woord oor my lippe is onrein, en ek woon onder 'n volk, van wie elke liewe woord onrein is. Hoor gou, hy het nie gesê, al die sonde wat ek gedoen het, en dit wat ek gekyk het, en dit wat ek gedoen het nie. Hy sê, kom ek wys jou, wat bepaal my lewe, en die kondisie van my lewe, en die mense om my se lewe. Wat kom uit my mond uit? Miskien is dit baie groter wat ek en jy dink. En hy sê, en nou het ek die koning gesien, die Here, die Almagtige. Is dit nie snaaks dat God heel eers vir hom sy tong wys nie? En ons is amper klaar, die Heilige Gees ontbloot ons probleme, maar bemagtig ons ook om dit te oorwin. Daarom is dit so belangrik om sy teenwoordigheid uit te kom kerk. Jou oggendoomblikke, jou stilte tyd oomblikke, jou worship oomblikke, daai oomblikke maak saak, jou gebedsoomblikke maak saak vir God. En miskien is dit vir ons as 'n kerk om hierdie jaar te begin en sê, voordat ek al die liggaamsdinge wil regkry, voordat ek al die finansiële dinge wil regkry, miskien moet ek kyk wat in my mond uitkom. Miskien moet ek kyk hoe ek oor my gesin praat en miskien is dit van te kyk. Hoe die mense by die werk en die mense wat saam met my is. Miskien is my lewe onrein. Nie kom die moed en die moenies te nie. Ek kan nie my tong beheer nie. Ek het net vertel van Glenn van der Linde, hoërskoolonderwyser. Wat jy moet gehoor. Mense word. En as jy mense word, dis ek en jy. Mense word dikwels meer as gewoonlik. Alles wat die belangrikste persoon in sy lewe sê, en jy leef daarna uit. Ouers, kinders, miskien is dit baie belangrik wat uit jou mond uitkom, as wat jy dink. Hulle leef op, wat jy
mense vir jy die produk is van belangrike mense in jou lewe. Jy het opgeleef daaraan. En dit gaan ek vra vir almal op te staan net vir 'n oomblik. Die Bybel sê lewe en dood is in die mag van die tong. Ons gaan jou vra om te like en te share met iemand wat naby in jou hart is, ver van God af is, en ons glo in ons hele harte dat God hom kan bereik daar waar hy is. Dan is daar enige gebedsversoeke is of jy wil dalk reageer op hierdie boodskap, die besonderhede sal op die skerm verskyn. Ons is lief vir julle, bless julle. Baie dankie dat jy saam met ons gekyk het. As hierdie boodskap met jou hart gepraat het, ons gaan jou vra om te like en te share met iemand wat naby in jou hart is, ver van God af is, en ons glo in ons hele harte dat God hom kan bereik daar waar hy is. Dan is daar enige gebedsversoeke is of jy wil dalk reageer op hierdie boodskap, die besonderhede sal op die skerm verskyn. Ons is lief vir julle, bless julle.